Goeiemôre vriende, dit is Woensdag die 22ste Oktober 2025. Ek hoop regtig dat julle 'n absolute wonderlike dag het vandag. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Almagtige God en Vader, ons Pa, ons Verlosser, ons Koning, ons Redder, ons Helper, ons Herder, ons Rots, ons Skild. Vader, daar is so baie name wat ons eintlik vir U gee, wat iets beskryf van U, omdat U absoluut so onbeskryfbaar groot is. Probeer ons as mense maar woorde kry om iets van U te beskryf. Here, alhoewel ons stotterend is en moet U vir ons vergewe, omdat ons taal is eintlik net nie in staat om U enigstens te kan beskryf nie. Daarom het ook U ook gesê, ek is wie ek is. Here God, dankie vir U liefde. Dankie Here in hierdie tyd waar ons in Kerstyd ingaan, waar U self as 'n mens kom openbaar het, mens geword het deur die Maagd Maria. Dankie dat U dit vir ons gedoen het. Here, dat U self verneder het, inderdaad, om 'n mens te word. Dankie vir U onverstaanbare, wonderlike, onbeskryflike liefde vir sondaar mense, verloste sondaars deur Christus vir ons. Dankie vir U. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ja, onthou nou, Paulus, julle ken nou al die ding, ek het al 'n paar keer vir julle gesê, dat Paulus is besig om hier 'n brief te skryf van praktiese raad, van bemoediging, hoe om as kerk op aarde te lewe. Ek en jy is die kerk, ons is Jesus Christus se liggaam. Hy is inderdaad die hoof van die liggaam, hy is die hoof van die kerk, vriende. En nou kom sê Paulus vir hierdie mense, onthou, hy is 'n apostel van die heidene. En hierdie heidense mense het tot bekering gekom met al hulle baggage wat hulle gehad het, met al die heidense afgoderry wat hulle by betrokke was. Hulle het kinders van die Here geword. En ook het, soos ons al vir mekaar gesê het, julle kan ons nou dink dat daar altyd op die agtergrond 'n dwaalleraartjie hier en daar is, wat hulle weer amper al wil laat twyfel. Hulle godsdienst, daar was die Jode gewees, van die Joodse dwaalleraars, alhoewel dit nie in hierdie gedeelte gaan oor die dwaalleraars, was hulle maar die hele tyd aan die toer daar, wat gesê het, Jesus is belangrik, maar onthou die wet is belangrik, jy moet besny word. Dan sal die ander dwaalleraars, soos julle nou al weet, van die Gnostici, wat gesê het, hulle het die goddelike saad, goddelike kennis van God, maar wat hulle met hulle lyf doen, maak nie saak nie, so hierdie hulle lyf behoort aan 'n bose God, so daar is eintlik sonde nie, so Jesus Christus se koms was eintlik verniet gewees. So daai goed toer man, hierdie onthou dit is nie so ver uit mekaar uit gewees nie. Dit is maar die goedjies wat daar rondgetoer het, alhoewel Paulus dit nie in spesifiek in hierdie brief aanskryf nie. So daarom het ons vir mekaar gesê, praat hy met hulle en kom sê hy vir hulle hierso, maar hoor hierso, julle moet baie mooi kyk, julle moet weet dat julle inderdaad wat ek net gee by die regte enetjie uitkom, julle moet inderdaad nie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, sê hy. Hy sê, hulle het heeltemal afgestomp geraak, hulle met 'n onversadigbare drang en losbandigheid oorgegee om al wat vuil is te doen. Hy sê, dit is nie meer wie julle is nie, om die waarheid te sê hy vir hulle, maar dit is hoe julle Christus leer ken het, julle het tog van hom gehoor, en omdat julle sy volgeling is julle onderrig volgens die waarheid in Christus. Breek met die ou sondige mens, in julle wat deur die sondige begeertes word, julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. So hy kom sê vir hierdie ouens, dit is hoe julle moet lewe, dit is hoe julle moet kerk wees. En dan kom pak hy hom op 'n baie praktiese manier uit in die riglyne vir die nuwe lewe, vers 25 van Efesiërs 4 sê hy, ons het eers stil gestaan en sê, julle moet waarheid praat, julle moenie kwaad word nie,
As jy kwaad word, moenie sondig nie, moenie die Bybel vat kans weer gee nie. Gister het ons 'n bietjie stil gestaan by vers 28 waar hy sê die nuwe lewe lyk soos volg: as iemand 'n dief is, moet hy ophou steel. Hy moet deur harde werk op 'n eerbare manier self aan sy lewensonderhoud voorsien, dan sal hy iets hê om vir armes te gee. Ons het gister breedvoerig daarmee stil gestaan. Vandag, dis nog alles deel van die nuwe lewe. Kom sê hy die volgende, vriende. Hierdie vers of 2, dink ek, is in ons dag baie crucial. Kom ek noem dit gou en dan gaan ek nou met julle praat. Hy sê vuil taal moet daar nooit uit julle mond kom nie. Hoor mooi, vriende. Hoor mooi. Paulus kom praat met hierdie mense. Onthou nou, hierdie mense kom sê, lewe as nuwe mense. Waar lewe hulle? Tussen heidene. Lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is, né? So as wanneer die mense julle sien met julle heilige God sien, né? En wat beteken dit? Hy kom sê, lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. So julle moet anders lewe. Nou kom sê hy, vuil taal, dis die riglyne. Vuil taal moet daar nooit uit julle mond kom nie. Praat net wat goed en opbouend is volgens die eis van die omstandighede, sodat julle hoorders ten goeie kan kom. Vriende, ons sukkel almal daarmee, ons wiele het al baie afgeval oor hierdie ding. Vriende, dit is baie interessant. Julle weet dit self. By die oomblik wanneer ek en jy vuil taal gebruik, daar is mense, vriende, wat dit, en jy weet dit self, die oomblik wat dit uitkom uit jou mond uit, weet jy maar, dit sit nie so heeltemal gemaklik by jou nie. Die oomblik wanneer jy dit nie gebruik nie, is daar vrede in jou, né? Dis hoekom ek maar altyd vir julle sê, ek werk maar met vrede. Ek het dit in my eie lewe al so beleef. Ek bedoel, op hierdie punt het God met myself kom praat, vriende. Ek sê, julle ken my, ek sê baie maar God het, maar ek sê nou vir julle, in die army het hy met my kom praat deur 'n dronk ou. Ek was saam met die ouens daar gesit die aand, ek het nie al die ander twak aangevang met hulle, wat hulle aangevang het nie, maar ek het gevloek soos 'n matroos, absoluut gevloek soos 'n matroos. Ek weet gou kyk of ek hier die Bybel hier agter my kan. Sorry, ek gaan nou nie so vir 'n wyle omdraai. Ek net gou vinnig kyk of ek het hom. Dis my Army Bybel wat ek het. So kom ek sê gou vir julle dat ek het hom nou hierso. Net om vir julle te sê waar die, en ek hoop ek kry hom nou vanaf, want ek het 'n kaartjie hierso ingesit. Ek het dit al in die gemeente ook vir die ouens gelees. Ek hoop nou net ek kry hom regtig vinnig. En dat ek hom nou nie uitgehaal het nie. Ek het vinnig hier so kyk, ekskuus nou daarvoor, anders sal ek maar moet vir julle vertel wat op die kaartjie staan. Maar ek het 'n belofte op hierdie kaartjie geskrywe, vriende, waar ek gesê het, die Here het met my kom praat op hierdie dag. Die Here het met my kom praat. Weet julle, dis mos nou op so 'n dag, wanneer jy nou nie die kaartjie kry nie, want dit sal so belangrik is, dat ek die kaartjie vir julle moet lees, dat ek net gesien, nee, ek gaan hom, dit lyk my, ek gaan hom nou die vet weet, nie kry nie. Maar vriende, ek sal dit nooit vergeet, ek het gesit daar, by hierdie dronk ou, sy vir my pelle gewees, 'n groot pel vir my, regtig 'n smart ou. En hy sê toe vir my, toe ek so by hom sit, terwyl hy so dronk is, kyk hy so na my en hy sê vir my, ek wil net vir jou sê, jy's 'n lou Christen. Onthou nou, hy's dronk, hy sit daar, sy oë, hy sleep so, hy sit so met sy hand so om my binne in die tent, ek onthou nog, dit was op, dis een van die kampe in Suidwes, een van die deurgangskampe waar ons was, ek wil amper dink het was Oshikati gewees, nee, dis die oorgangskamp, dit is Oshikati gewees, waar hy sit, en hy sit so met, en hy sê, hy's dronk, sy oë, so, hy's gesyp, hy's lekker gesyp, en nou wens hy die volgende woord vir my, jy's 'n lou Christen, want jy vloek soos 'n matroos. En vriende, toe hy dit vir my sê, toe sy oë helder, hy sleep, sy tong sleep nie, en ek kyk so na hom, en die volgende oomblik, sy net weer sy oë, soos 'n dronk ou, en hy sleep, en ek besef op daai oomblik, God het met my kom praat. Ek het my pa die gesprek gehad, en my pa sê, pa, troepe, verstaan dit een, jy moet vir hulle sê hoe hulle moet gaan. Ek het die woorde baie gebruik. En die vriende, die volgende dag, die kort en lang, die volgende dag het ek na die troepe toe gegaan, vir hulle gesê, manne, van nou af vloek ek nie meer nie, as jy my moeilikheid gee, gaan ek jou 2 keer swaard opvoeter.
En vriende, vanaf my wiele my altyd nog maar so 'n bietjie hier en daar afgeval, maar dit sal nooit my gedagtes verlaat nie. God het my kom praat. Vriende, moenie vir een oomblik dink dat vuiltaal nie mense beïnvloed nie. Vuiltaal beïnvloed mense. Vuiltaal maak dat hulle na jou en na my kyk, waar ons sit. As ons byvoorbeeld in 'n restaurant sit en ons hou hande vas en ons bid en daarna vloek ons sommer 'n klomp woorde daar. Kyk die mense dan sê hulle, sien julle hoekom ons hier by 'n gemeente of 'n kerk betrokke is. Hier's nou ons kyk hoe skyn heilig is hulle. Het nou net gebid. Nou kyk nou net hoe vloek hulle. Nou vriende, dit is wat Paulus kom sê, 'n nuwe lewe lyk nie so nie. Vriende, ons moet dit hoor, ons het vir mekaar sê, ons moet ander woorde kry. Vuil taal moet daar nooit uit julle mond kom nie. Praat net wat goed en opbouend is, volgens die eis van die omstandighede, sodat dit julle wie? Hoorders ten goeie kan kom. Vriende, ek maak 'n appel op myself. Ek het nou die dag op ons familiegroepie ook gesit, gesê ons moet 'n bietjie kyk daarna. Vriende, kom sê vir julle ook weer, moenie dit vuil taal uit julle mond kom nie, liewe vriende. Asseblief, kom ons kyk daarna. Kom ons wees opbouend, sodat dit julle hoorders ten goeie kan kom en hulle eer aan God kan gee. My 5 sent vanoggend. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade en sy teenwoordigheid. Amen.